Goeiemôre. Dis 13 Augustus en vir 'n 15de keer gesels ek oor dankbaarheid. My naam is Estie Geldenhuys en ek is besig om in 'n reeks te gesels oor die Hebreëse name van ons Skepper God. Verlede week het ons gekyk oorkoepelend na 3 wat al 3 te maak het met oorlogvoering en vandag vat ons dan nou die eerste van hierdie 3 om breedvoerig daaroor te praat. Jahwe Tsebaot, Here van die leerskare. Kom ons begin by die uitspraak van hierdie naam Tsebaot. Die spelling is S-A-B-A-O-T. Maar die S aan die begin word uitgespreek as 'n ts klank. Soos wat ons sou sê Tswane. T-S-B-A-N-E, Tswane. Dieselfde klank. Die A word 'n E. Die eerste A word 'n E. En die B word 'n W klank, 'n W weerklank. Dus Tsebaot. Terloops, die V wat ons in Y-H-V-H Yahweh kry, kom ook met 'n daardie V kom ook met 'n sagte weerklank uitgespreek. Jahwe Tsebaot is die aanvoerder van sy hemelse weermag. Hoor hoe lees Jesaja 47 vers 4. Ons verlosser. Dit is nou gehol. Sy naam is Here, Jahwe, van die leerskare, Tsebaot, die heilige van Israel. Dit was Jesaja 47 vers 4. Ek wil ook kyk na Jeremia 31 vers 35. So sê die Here wat die son gee tot 'n lig oordag. Die ordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag. Wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Here van die leerskare is sy naam, Jahwe Tsebaot. Hoor asseblief raak. Hierdie naam wys nie slegs op gevegte tussen menslike partye nie. Dis baie meer as dit. Hy heers. En terwyl hy heers, dien alles in hierdie almagtige se skepping hom in wat hy ook al verlang of beveel. Wat was die vloed van Noag se tyd anders as een geweldige weermag wat op bevel van sy maker opgestaan het en die hele aarde oortek het en daarmee vernietig het. Alles wat Jahwe Tsebaot nie wou gehoorsaam nie, is in daardie vloed vernietig. Die betekenis van die naam. Dis 'n meervoudsnaam. Hy veg nooit alleen nie. Daarom verwys die naam na 'n menigte persone of figure of dinge, georganiseer vir letterlike oorlog, soos 'n weermag, altyd gereed. Maar dit gaan nie slegs oor gereed nie. Dit gaan ook oor swaar kry, want geen oorlog is maklik nie. Maar dan vorm aanbidding 'n baie belangrike deel van hierdie begrip. En dit alles tesame behels dienslewering. En hierdie hele oefening kan slegs suksesvol wees wanneer daar gewag word. Nee, meer nog, as elkeen wat deel is van hierdie weermag oefen om paraat en in gehoorsaamheid op te tree wanneer die groot bevelvoerder spreek. Slegs dan kan die aksies wat Jahwe Tsebaot beveel suksesvol uitgevoer word. Niemand op sy eie nie, nee. Almal wag saam en beweeg saam. Sien dit. Hy wat alles weet, weet alles. Hy wat alles kan, kan alles. Wanneer hy ook al tot enige geveg toetree, sal hy as oorwinnaar uittreë. Hy sal hom nie tot enige geveg wend, as dit nie binne sy wil of raadsplan is nie. Wanneer ons hom inroep, moet ons seker wees dat ons binne sy wil is. Nog iets wat belangrik is. Die woord gehol verwys direk
na die losser. 'n woord wat in die Hebreëse taal of tradisie gebruik is om te verwys na die persoon wat die eiendom van 'n familielid wat te sterwe kom, koop. En dan vir die persoon wat gesterf het, se kinders in nalatenskap daarstel. Boas en Rut se verhaal is 'n goeie verduideliking hiervan. Maar dink daaraan dat Gahol as Jawet Sebaot dan ook hierdie funksie verrig. Ek wil vir jou lees uit Rut 4 vers 1. En Boas het opgegaan na die poort en daar gesit. En toe die losser juist daar verbygaan, van wie Boas gespreek het, sê hy, vriend, kom nader en sit hier. En hy het gekom en gaan sit. Ook Job het hom as verlosser geken. Maar ek weet, my verlosser leef. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. Job 19 vers 25. Jawet Sebaot, deel van Gahol, die verlosser. Hierdie naam kom in die boek Jeremia. 52 hoofstukke is daar in die boek Jeremia. En in hierdie 52 hoofstukke kom hierdie naam, Jawet Sebaot, 83 keer voor. Maar in Sagaria, wat net 15 hoofstukke bevat, kom hierdie naam waaragtig 53 keer voor. Dit maak mens nuuskierig om die betekenis van hierdie naam te verstaan soos Sagaria dit verstaan het. Gaan lees gerus weer daardie boek. Sebaot verwys na 'n menigte persone of figure of dinge georganiseer vir letterlike oorlog, gereed soos 'n weermag. Dit sluit ook wel die betekenis in van swaar kry, want oorlog is nooit maklik nie. In hierdie sin, dink aan ons Messias aan die kruis, ons verlosser, ons Gahol. Wat moes hy nie deurmaak as deel van Sebaot nie? Maar swaar kry is nie die enigste gedagte wat aan die naam gekoppel word nie. Dit kan ook gekoppel word aan die gedagte om te wag en dan dienslewering en waarlik om te wag op die vasgestelde tyd. Hoe dikwels beland ek en jy in 'n dekadens? En ons wens die Here wil net hier kom deurbreek. Maar dan is dit nog nie sy vasgestelde tyd nie. So ons moet dan met dienslewering wag. Wat 'n gedagte. Hoe dikwels beland ons nie in 'n slegte posisie en ons bid en vra, maar dit voel of niks verander nie. Mag ons onder die hand van Jawet Sebaot leer om op hom te wag, om hom toe te laat om eers alles in plek te kry voordat hy vir ons kan deurbreek. Maar deurbreek sal hy. Daar's net een wat beheer hou oor alle dinge, oor elke veldslag, ook in ons lewe. En dit is Sebaot. Ja, Jawet Sebaot, aanvoerder van sy hemelse weermag. Maar waar laat dit my en jou? Hoe gemaak om hierdie wonderwerklikheid my eie te maak? Elke gelowige het die keuse om deel te wees van hierdie weermag of nie. Die uitnodiging is daar. Maar dan, dink aan die hedendaagse weermag. Bewys ons onsself betroubaar in hierdie weermag? Kan ons aanvoerder ons vertrou? Om te dros uit die weermag van Jawet Sebaot is om jouself te verloor. Hy kan ons nie verloor nie. Maar wanneer ons verkeerde keuses maak, teleurgesteld raak in onsself, of om ongehoorsaamheid te kies, kan ons onsself so negatief maak, dat ons onsself diskwalifiseer. Onthou, gehoorsaamheid aan ons Vader lei tot identiteit. Identiteit toegepas in jou werklikheid lei tot autoriteit wat jou na oorwinning neem.
Kom ons leer gehoorsaamheid aan en afhanklikheid van ons Vader, want dit maak ons deel van die weermag van Gaal. Identiteit, toegepas in jou werklikheid, lei tot autoriteit wat jou na oorwinning neem. Vader, wees ons genadig. In die naam van Yeshua bid ek, wees ons asseblief genadig. Mag ons eie belange en grandheid en wat ek weet, mag ons dit alles neerlê. En net by U kom leer asof ons nog nooit iets verstaan het nie. Openbaar U self aan ons, Vader, asseblief. Ja, as Gaal, maar ook as Tsebaot. En help ons om toe te laat dat ons so in gehoorsaamheid onder U inkom, dat U autoriteit nie net oor ons as 'n beskerming sal wees nie, maar in ons 'n beskerming teen onsself. En dan as 'n getuienis vir die mense en situasies rondom ons. Dankie dat U Jahweh Tsebaot is, Here van die leerskare. Vader, ek begeer om asseblief deel te wees van U leerskare. Leer my, rig my op, sluit my, maar help my om asseblief in gehoorsaamheid deel te wees van U leerskare. Amen.